Heelgetalle. Kom ons kyk gou eers weer na al die soorte getalle wat jy reeds ken. En van die terme en hoe ons dit gaan voorstel. Ons eerste versameling is die natuurlike getalle. Dit word voorgestel deur hierdie spesiale hoofletter N met die dubbelstreepie in die middel. Die simbool vir natuurlike getalle is N. Dan sê ons N is gelyk aan en ons gebruik die krulletjies. Die krulletjies sê vir ons werk met 'n versameling. En die doetjie beteken dit hou aan tot oneindig. Natuurlike getalle begin by 1 en word elke keer 1 getal groter. Hier is geen breuke of dele van getalle nie. As ons dit op die getallelyn voorstel, dit begin by 1 en dit word elke keer 1 groter. 1, 2, 3 en daar's 'n pyltjie hier aan die einde, wat beteken dit hou aan tot in oneindig toe. Die volgende versameling gaan ons 'n 0 bysit. Sy simbool is N0 en ons noem dit telgetalle. N0 of die telgetalle is die versameling natuurlike getalle en dan kry dit 'n 0 by. Dit begin by 0 en die getalle word ook elke keer plus 1 meer. Op die getallelyn, hier is die natuurlike getalle tot by oneindig en daar kom 'n 0 vooraan. Die telgetalle, hulle begin by 0 en hulle word elke keer 1 groter. Kyk mooi, hier's ook geen breuke nie. Die heelgetalle se simbool is 'n Z. Heelgetalle bestaan uit die versameling telgetalle en dan kom al die getalle wat kleiner as 0 of die negatiewe getalle wat elke keer 1 minder is by. -1, -2, -3. En ons sit weer die doetjie by om te wys dat dit aanhou tot oneindig. Op die getallelyn word dit aan die linkerkant bygevoeg. -1, -2, -3 en dan weer die pyltjie wat aandui dat dit aanhou tot minus oneindig. Hier is nie breuke nie, dit is net getalle wat heel is. Die getalle word van minus oneindig elke keer met 1 groter. -3 plus 1 is -2. Plus 1 is -1. Plus 1 is 0. Plus 1 is 1 en so aan. Op die getallelyn het ons hier vir 0 in die middel. Al die heelgetalle regs van die 0 staan bekend as positiewe getalle. Al die heelgetalle links staan bekend as negatiewe getalle. As ons van links af regs beweeg, word die getalle groter. En soos ons van regs na links beweeg, word die getalle kleiner. As ons op die getallelyn heelgetalle bytel of ons plus, beweeg ons na regs. As ons op die getallelyn heelgetalle aftrek of minus, beweeg ons posisies na links. Nou gaan ons kyk hoe werk dit op die getallelyn. Die voorbeeld is -5 plus 2. Waar gaan ons begin? Op -5. En plus 2 beteken, ons beweeg in 'n positiewe rigting, so ons gaan na die regterkant toe. Plus 1, plus 2. Waar staan ons nou? Op -3. -5 plus 2 is -3. Ons volgende voorbeeld, -3 plus 4. Waar begin jy? Op -3. En wat is die bewerking? Ons tel by en as ons bytel, beweeg ons na regs. Plus 1, plus 2, plus 3, plus 4 en ons eindig op 1. -3 plus 4 is 1. 1 minus 3. Hoe werk dit? Waar begin jy op die getallelyn? Op 1. En minus, wat moet jy maak? As jy aftrek of minus, beweeg ons na links op die getallelyn. 3 plekke na links, -1, -2, -3. Ons eindig op -2. 1 minus 3 is gelyk aan -2.
Ons laaste voorbeeld, -2 minus 3. Waar begin ons? Op -2. En wat moet ons doen? Aftrek. So ons moet links beweeg. Hoeveel plekke moet ons links beweeg? -3 plekke. -2 beweeg 1, 2, 3 plekke na links en jy eindig op -5. As jy begin optel en aftrek met negatiewe getalle en jy raak bietjie de mekaar, is dit maklik om gou vir jou 'n getallelyn te teken en dan uit te werk waarheen om te beweeg. Sodra jy dit vang, kan jy aanbeweeg na die makliker manier om die somme uit te werk, veral wanneer jy met groot getalle werk. Kom ons kyk gou na 'n paar reëls hoe dit werk. 'n Positiewe getal plus 'n positiewe getal bly 'n positiewe getal, net soos wat jy geleer het met die telgetalle. 'n Negatiewe getal en 'n negatiewe getal se antwoord bly 'n negatiewe getal. As jy 'n minus het en jy vat nog meer weg, bly dit steeds 'n minus. Nou wat as ons 'n positiewe en 'n negatiewe getal het? Wat kry ons dan? As die positiewe getal sonder sy teken groter is as die negatiewe getal sonder sy teken. So sê nou jy het +6 en -2. Die positiewe getal is groter as die negatiewe getal. Dan is die antwoord altyd positief. En as die negatiewe getal sonder sy teken groter is as die positiewe getal sonder sy teken, dan wen die negatiewe getal en die antwoord is altyd negatief. En wat as die positiewe getal en die negatiewe getal ewe groot is, soos +2 en -2? Hulle kanselleer mekaar uit en die antwoord is 0. Wat gebeur met maal en deel met negatiewe getalle? 'n Positiewe getal maal 'n positiewe getal se antwoord is 'n positiewe getal, net soos met telgetalle. 'n Negatiewe getal maal 'n negatiewe getal. Wat gee dit? Kom ons dink bietjie logies daaraan. Wat sê ek vir jou as ek vir jou sê, jy moet nie jou kos eet nie? Ek sê eintlik jy moet die teenoorgestelde doen van nie jou kos eet nie. Dit beteken jy moet jou kos eet. 2 negatiewes maak dit positief. So 'n minus maal 'n minus gee 'n positiewe antwoord. 'n plus maal 'n minus gee 'n negatiewe antwoord. Net so gee 'n negatiewe getal maal 'n positiewe getal 'n negatiewe of 'n minus antwoord. Wanneer jy berekeninge doen, is dit baie belangrik om seker te maak wanneer jy negatiewe getalle sien, of jy moet optel, aftrek, maal en deel, en maak ook seker jy pas die regte reël toe. Jy gaan dit nog baie in algebra gebruik.